Matteus 6, ons gaan aan met die bergpredikasie, ons kyk vanoggend na vers 12. Ek gaan nou nie die hele gedeelte deurlees, ek gaan net vers 12 lees, en dan kan jy ook daar open by vers 15, ons vertrekpunt van daar af. So, ons kan maar vers 14 en 15 gaan ons lees. En vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. So die Here leer hulle, en nou elkeen van hierdie gebede, hoe die Here hulle leer, hier is nie 'n volgorde van gebed of 'n rympie nie. Dit gaan nie oor die rympie nie, dit gaan oor die inhoud, oor wat dit aan die mens wil doen, en wat dit aan die medemens wil doen. Dis geestelike beginsels. En die eerste een is, vergeef ons, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. So dit gaan baie duidelik hier oor vergifnis. Nou, vergifnis is 'n ontsettende belangrike konsep, want vergifnis is so deel van wie God is. Hy's 'n God wat wil vergewe. Hy's 'n God wat wil vryspreek. Hy's nie 'n God wat wil straf nie. Dis nie in sy natuur nie. Hy moet straf, maar dis nie noodwendig wat hy wil doen nie. Maar sonde moet gestraf word. Maar hy wil vergewe. Die hele woord van die begin tot die einde wys dat hy is 'n God van vergifnis, 'n God wat wil vergewe, 'n God wat wil vryspreek, 'n God wat eintlik die beste vir jou wil hê. En daarom is vergifnis ontsettende belangrike tema in die woord. Nou ek wil hê ons moet verder gaan lees daarvan vers 14 af. Ek gaan vir julle 'n paar goedjies vanoggend uitwys. Eintlik die belangrikheid van hierdie tema. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Dis nogals interessant, as jy nou die Onse Vader deurlees, is dit die enigste keer van al die goed van die Onse Vader wat jy direk na die Onse Vader herhaal, is rondom vergifnis. Dis die enigste reël waarop hy onmiddellik fokus na die Onse Vader. Kan dit maar gaan lees. Dis die eerste ding waarop hy fokus wanneer hy klaar is oor die Onse Vader is, as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal die Hemelse Vader julle vergewe. As julle hulle nie vergewe nie, gaan die Hemelse Vader julle nie vergewe nie. So ek wil amper sê, niks in die bergpredikasie kan waar word in jou lewe, as hierdie konsep nie waar is nie. Dan gaan die heel res van jou weerhou word. En gaan ek nou vir u wys in ander gedeelte in Matteus 18. Daarom is dit so belangrik, want dit is wat jou vry maak. Ek wil amper sê, dis die sleutel wat die res van die berg, die seëning van die res van die die res van die Onse Vader oopmaak. As hierdie nie waar is nie, as jy sit met onvergifnis in jou lewe, is die res van die Onse Vader toegesluit. Of hoe wil ek amper sê, die gevolge van die Onse Vader, as dit waar is van jou lewe, gaan jy sekere goed beleef. Maar as daar onvergifnis is, gaan jy sekere goed nie beleef. Jy gaan die deurtjie toesluit. Dis ontsettend belangrik. Dit sê ook in Markus 11 vers 25 tot 26. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Dan sê dit in Kolossense 3:12, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is, en die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Ek gaan nou terugkom na van die goed, en dan Efesiërs 4 vers 30. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is, tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Nou kom ons kyk hoeveel kom die woordjie vergeef of vergewe, is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 keer in die verse wat ons nou gelees het. En dis nie almal in die Bybel, dis net 'n paar primêre verse wat ek aangehaal het. So die Bybel het
is ontsettend daarop toegespits rondom vergifnis. Jy kan dit toch vat van die begin tot die einde, vat maar vir Adam en Eva. God het van die begin tot die einde, maak hy 'n plan, sodat die mens vergewe kan word. Dis wat hy die eerste ding wat hy doen in die tuin van Eden, is, hulle dra die gevolge, maar hy slag die eerste dier en hy maak vir hulle klere om hulle te beklee. Hy wil hulle nie ontbloot nie. Hy wil hulle vergewe. Hy wil hê hulle moet die goed regmaak. Hy wil hê die verhouding tussen hulle moet voortgaan. En dan kry jy die hele Ou Testamentiese stelsel, jy kry selfs die offer van Abraham met Isak en die hele wet en alles, offers, waaroor gaan die offers? Die hele offerstelsel, waaroor gaan dit? Sodat die mense sonde bedek kan word, sodat God nie onmiddellik hoef te straf nie, sodat die straf behoue kan bly, totdat Jesus kom en hy die straf, God wil nie straf nie. En dan sterf die Here Jesus vir wat? Vir die sondes van die totale mensdom. Daar is die lam van God, wat sy lewe neerlê vir die totale mensdom. Die hele woord van God, die een karakter van God wat dwars deur die Bybel loop, is God is 'n God wat wil vergewe. Dit is deel van sy wese. En waarom die woord, hierdie ander verse soveel klem lê op die woordjie vergewe is, wanneer jy nie vergewe nie, gaan jy totaal en al in lyn met God se wese en sy karakter. Want hy wys dwars deur die hele Bybel oor en oor en oor en oor vir duisende jare aan een, dat ek is 'n God wat vergewe, ek is 'n God wat wil vryspreek, ek is 'n God wat wil losmaak, ek is 'n God wat wil bedek. En die moment as jy nie vergewe nie, en as onvergewensgesindheid in jou hart, is daar iets wat totaal en al die teenoorgestelde is, wat in God se hart omgaan. En die probleem is, en dis waar die groot gevolg in lê, jy gaan presies die teenoorgestelde gevolge dra, as die persoon wat wel vergewe. Ek wil dit gou vir u wys. So vergewe, sodat julle vergewe kan word. Nou wat gebeur is, en as julle nie vergewe nie, gaan die Hemelse Vader julle ook nie vergewe. Hier het niks te doen met redding nie. Dit het te doen met gevolge, en dit wat jy in jou lewe gaan beleef. Dit is sonde wat teen jou staan. Nie, jy gaan nie hemel toe nie, maar 'n sonde wat teen jou staan. En jy gaan gevolge dra. Sê gou vir my, as jy, kom ek maak die voorbeeld, jy is 'n lewende mens, en jy sit met 'n hele paar miljoen rand se skuld, en jy kan nie meer daai skuld betaal nie. Gaan hulle jou doodmaak vir daai skuld? Of wat gaan gebeur? Nie jou lewe word nie van jou ontneem nie, maar jy gaan die gevolge dra. Want daai skuld staan teen jou. Daai skuld maak jou nie dood nie, maar jy gaan die gevolge dra van daai skuld wat teenoor jou as 'n lewende mens staan. Die balgie gaan jou goed kom vat. Jy kan dalk in die tronk gewerk word. Jy gaan in armoede lewe. En is ook nie net jy wat die gevolge dra nie, die res van die mense om jou gaan ook die gevolge dra as jy gesin het. Want hulle gaan die gevolge dra van die sonde wat teen jou as mens staan. Dis dieselfde konsep hier, dat Vader nie jou sondes vergeet het, niks te doen met jou geestelike lewe en dat jy geestelik lewend is nie, of nou hel toe gaan nie, maar 'n skuld wat teen jou staan, en omdat die skuld teen jou staan, gaan jy die invloed van die teestander beleef. Gaan jy die invloed van die teestander beleef. Gaan dit nou vir u baie duidelik wys vanuit die skrif. Niks te doen met ongered nie, want dan is ons almal seker, ek wil net gou vinnig sê, as dit beteken, en jy moet nou mooi hier aan luister, dan was jy 'n paar keer in jou lewe ongered. Het jy al gesukkel, het jy al met mense gesit wat jy nie kon vergewe vir 'n tyd lankie? Nou was jy vir daai tydjie ongered. Nou, maar dit beteken dit mos nie jy's ongered nie. Niks te doen met jou redding nie. Dit het te doen met gevolge. Dit het te doen met gevolge en dit wat teen jou staan en die mag wat dan in jou lewe inspraak het. Ek wil dit graag op die volgende manier stel voordat ek aangaan. As jy nie 'n misdaad gepleeg het nie, het die regstelsel dan enigiets teen jou op grond van, kan hulle jou sommer kom toesluit want jy het 'n klomp moorde gepleeg en ingebreek, gaan hulle jou sommer net kom haal, of moet hulle bewyse hê daarvoor? Hulle moet bewyse hê daarvoor, kan jy met 'n mens net opsluit nie? Nou, net so, wanneer sonde teen jou staan, het daar 'n ander gereg
mag op jou lewe. As jy daai goed gedoen het, dan het die gereg, die gesag oor jou. En dis presies wat gebeur met onvergewensgesindheid, is dat 'n ander gereg het reg op jou lewe. Jy gaan die invloed van daai gereg, daai gesag, gaan jy dra. As gevolg van onvergewensgesindheid. Maar die moment as jy vergewe, dan staan daai skuld nie meer teen jou nie, dan is jy vry. Dis soos iemand wat 'n paar miljoen rand skuld gedra het en jy sit net met daai skuld in jou kop en in jou hart, dan is jy sommer gespanne, want wat kan ek doen? Ek het nie die geld om hiervoor te betaal nie. Ek weet wat gaan die gevolge wees. Net die dinge in jou kop het al gevolge en in jou hart het al gevolge. Maar hier kom iemand en hy sê vir jou, hoor hierso is daai miljoen. Hoeveel van ons sal hom nie dit wens nie? Want ons nie my huis skuld nie, my kar skuld nie, niks skuld nie. O, sal hom fantasties. Ek droom party dat dit gebeur. Johnny, help my. En iemand kom betaal hy volle skuld. Daar is dit weg. Weet jy wat? Nou daai gereg nie meer op jou reg nie. Dit kan jou nie meer jou goed kom vat nie. Kan jy nie meer in die tronk gooi nie. Jy's los van daai spanning, jy's los van daai stres. Want daar's niks wat 'n klag het op jou naam nie. Dit nooit beteken jy's dood of jy's ongered nie, maar dit het gevolge. Dit het gevolge. Nou kom ons kyk gou na die volgende, Kolossense 3 vers 12. Hier's 'n paar baie belangrike goedjies wat hierin staan. Ek wil net die tyd dophou. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming. Nou, ek wil hê u moet hierdie baie mooi hoor, want dit sien jy baie duidelik. Ek het al met u voorheen gepraat oor Matteus 18, maar ek wil vandag vir 'n paar ander goed uitwys rondom gevolge. Ander gevolge as wat ek voorheen genoem het, is niets wat vir my oopgegaan het hierso. Beklee julle dan as uitverkorenes van God en heiliges en geliefdes. Nou wat is as uitverkorenes van God en heiliges en geliefdes, moet jy jou beklee met wat? Wat moet jy aantrek? Wat moet deel wees van jou lewe? Innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Nou wil ek nou net vinnig vra, wie se karakter en natuur is daai? U goedertierenheid heers tot, gaan lees maar daai Psalm. U goedertierenheid, u goedertier is oor en oor en oor en oor en oor. Is deel van God se karakter. God is het innerlike ontferming oor die sondaar gehad en die mens. God is goedertierend, God is nederig, God is sagmoedig, God is lankmoedig. Dis deel van sy karakter en jy moet jou daarmee beklee, want dis wat in jou lewe sigbaar moet wees. Jy moet sy natuur na vore bring. En dan sê hy, as jy daai goed in jou lewe het, dan sê hy, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook dan doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte wees en wees dankbaar. Nou hier kry jy al klaar een gevolg. As daai eienskappe van God nie in jou lewe is nie, dan gaan jy ook nie kan vergewe nie. Jy gaan nie kan vergewe as jy nie innerlike ontferming het nie, as jy nie barmhartig is nie, as jy nie sagmoedig is nie, as jy nie nederig is nie, as jy nie lankmoedig is nie, as daai eienskappe nie daar is nie, dan gaan jy nie God se natuur uitbeeld en oordra en uitleef teenoor iemand wat aan jou skuldig is nie. Dis wanneer daai goed ontbreek, wanneer jy vassit met onvergewensgesindheid. En daarom is die appel op 'n menselewe, vergewe mekaar as die een teen 'n ander klag het, soos wat Christus julle ook vergewe het. Dan kom die ander, en dit klink amper soos, gaan lees 'n bietjie die vrug van die Gees, al daai goed kom maar voor, selfs die liefde. En beklee julle bo dit alles met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. Want jy sien, daardie goed, daardie konsepte, wil vergewe. Dis deel van God se, soos wat Christus julle vergeef het. Dis asof die woord wil sê, Christus het julle vergewe, want gaan kyk in sy lewe, hy was lankmoedig, hy was goedertierend, hy was sagmoedig, hy was nederig, hy het innerlike ontferming gehad. Daarom het hy vergewe. Al was ander mense, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou wat is die eerste dingetjie wat jy gaan beleef wanneer jy vergeef? En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar.
Die eerste ding wat in jou lewe gaan is vrede. Jy gaan nie vrede in jou siel nie, jy gaan 'n onrustige mens wees. Jy gaan nie vrede in jou hart hê nie. Weet jy wat, jy gaan ook nie dankbaar wees nie. 'n Bitter mens is nie 'n dankbare mens nie. Die eerste ding wat ontbreek is vrede, want al die nonsens gaan in jou kop aan. Jy's gebonde aan daai persoon wie jy nie wil vergewe nie. En dit steel jou innerlike rus en jou innerlike vrede. Dit steel die harmonie in jou binnewêreld. Dis die eerste ding wat gaan ontbreek. Weet jy wat? Kom ons lees die volgende enetjie gou. Efesiërs 4 vers 30. Ek wil nie te want ek is 'n hele paar goedjies waaroor ek nog wil praat. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. En alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. 'n Persoon wat nie vergewe nie, gaan jy baie van die eienskappe kry, daar's bitterheid, daar's woede in sy binnewêreld, daar's toorn, daar's lastering, en daar's boosheid. Nou, wil ek net gesê, boosheid beteken nie noodwendig onsedelikheid. Dit hoef nie noodwendig iets onsedelik te wees wat jy doen nie, maar enigiets teenoor die karakter van God is boosheid. Ons dink altyd boosheid is net moord en hierdie verskriklike dinge wat jy as onsedelike goed sien, maar dis nie net, daai is nie al dinge van boosheid. Die enigiets buite die karakter van God word gekoppel aan boosheid, want dit kom van die bose af, want dit is nie deel van God en wie hy is nie. En dan sê hy, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Dit beteken, jy moet totaal aan die teenoorgestelde karakter en natuur moet na vore kom. Want as dit nie, wat gaan gebeur? Nog 'n gevolg. En bedroef nie die Heilige Gees nie. Onvergewensgesindheid bedroef die Gees van God. Dit beteken, hy gaan ook nie ten volle in jou lewe werksaam kan wees nie, as gevolg van onvergewensgesindheid. Want jy het hom bedroef. Jy het hom van jou weggestoot, as gevolg van onvergewensgesindheid. Wie die Gees van God, ek wil amper sê, hy voel onwelkom. Wanneer daar bitterheid is, wanneer daar woede is, wanneer daar toorn is, wanneer daar lastering is, en boosheid is, hy voel onwelkom. Want dit bedroef hom. Dis nie vir hom lekker om daar te wees nie. Hy wil nie daar teenwoordig wees nie. En daarom moet dit van jou lewe verwyder word. Daarom is, as jy met onvergewensgesindheid in jou lewe, daai goedjies kan baie, nou wil ek net gou vinnig sê, die volgende noem. Al daai goed kom nie altyd in oormaat nie. Dit hang van persoonlikheid tot persoonlikheid af. Weet jy, my suster sê altyd, ek weet sy na man het, hulle het 'n baie goeie huwelik en wat ook al, maar hulle is twee totaal en al verskillende mense. My suster is baie soos ek. Ons sê sommer wat ons wil sê, jy gaan nooit sukkel om te weet waar jy met my staan nie, want ek sal eerder nonsens aanjag, maar jy gaan presies weet, maar as ek dit uitgesort het met jou, is dit uitgesort. Ek dra dit nie in my hart verder. Maar my swaar is totaal en al anders. Hulle is hulle argumente, my suster is in overdrive, en hy is stil. Maar die goed wat hy sê, is in rustigheid, maar dit dra net soveel gewig, soos die een wat hard sê. Hoor jy wat ek vir jy sê? Want ons dink altyd, en dis waar die fyn lyn kom, jy sal baie keer dink mense, daar is niks in hulle lewe nie, want hulle sê dit so rustig. As ek vir iemand sê, ek haat jou. Of ek sê vir iemand, ek haat jou. Sê vir my, is daar verskil vir God in daai twee? Nee, geen verskil. Maar omdat die een sag en rustig is, dink jy ons niks aan my fout nie. En want ons koppel boosheid aan vreeslike goed. Maar nee, hy kom sag. Lyk die Satan wat kom soos 'n engel van die lig. Hy's boos in sy natuur. Maar hy kom nie altyd so voor nie. En daarom moet jy maar baie fyn jou hart ondersoek. Wat lê werklik daar diep in die dieptes van die water van jou siel? Want ons is so gekondisioneer dat jy net aan die harde uitspraak van daai ding haat koppel. Maar haat lê diep en hy sag. Fyn weggesteek, maar is boos.
Dis bedroef die gees van God. Dit steel jou vrede. Moenie dink dit word altyd gekoppel aan harte. Kom ons gaan aan. Nou wil ek vir u blaai hê, ons moet blaai na Matteus 18. Ek wil vir u 'n paar goedjies wys. Ek gaan nou nie hierdie gedeelte lees nie, want ons is klaar by 20 minute. U ken hierdie gedeelte baie goed. U ken dit, of moet ek dit maar lees? Ons baie lees, maar kom ek lees dit maar. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy Heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou, en sy kinders, en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. Ek wil jy moet dit mooi hoor. Hier maak hy appel op die koning se natuur. Here, wees lankmoedig met my. Matteus 18 vanaf vers 23. Ek wil jy moet dit mooi hoor, hoe kom die karakter van die koning na vore. En as jy nie daai selfe karakter uitbeeld nie, dan gaan jy die teenoorgestelde gevolge dra. Omdat hy nie kon betaal nie, gee sy Heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou, en sy kinders, en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. En die Heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel, en hom losgelaat, en hom die skuld kwytgeskel. Nou wil ek net gou hê, u moet daar net weer innerlike ontferming. Het innerlik jammer vir hom gevoel. Hy het hom ontferm oor die diensknegt. Hy was lankmoedig teenoor hom. En hom losgelaat en om die skuld kwytgeskel. Maar toe daardie diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom 100 penning skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. En sy medediensknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my en ek sal jou alles betaal. Maar hy wou nie. Maar hy het gegaan om in die gevangenis gewerk totdat hy die skuld sou betaal. Nou wil ek net gou vinnig voor ek aangaan met vers 31, maar jy gaan nou 'n paar goedjies sien wat ons hier gelees het rakende gevolge. Die een is, jy kry 2 keer die woordjie lankmoedig, en jy kry 1 keer die woord innig jammer. Want dis die natuur, en deel van die wese van die koning. Hy wil vergewe, en hy wil kwytskel. Maar as jy die teenoorgesteldheid van daai natuur en karakter openbaar, doen dit iets. Kyk gou wat gebeur nou in vers 1, en toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, is amper asof die medediensknegte van die koning, soos die gees, sê daarop, en toe sy medediensknegte wat gebeur het, was hulle baie bedroef. En moenie die Heilige Gees bedroef nie. Toe sy medediensknegte gesien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle Heer meegedeel alles wat gebeur het. Onvergewensgesindheid bring bedroewing aan die medediensknegte van God. Wanneer jy nie vergeef nie, bedroef jy die Gees. Jy gaan gevolge dra. Daarom roep sy Heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? 2 keer lankmoedigheid, 2 keer barmhartig. 1 keer innig jammer. En sy Heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. So wanneer jy nie vergewe nie, is daar gevolge. Nou kom ek wys gou vir julle die eerste een. En omdat hy nie kon betaal nie, nou die een wat nou gesag oor hom het, gee sy Heer bevel dat hy verkoop moet word. Nou sê gou vir my, as jy iets verkoop, wat gebeur? Dit verwissel van eienaar, is dit nie? Dit het aan Checkers behoort, jy het dit gekoop, het was aan jou verkoop, nou is dit joune. Kan jy daarmee doen wat jy wil? Ja, jy kan daarmee doen wat jy wil.
Jy het nou gesag oor daai kos, want dit is joune, dit is jou besitting. Nou wanneer jy nie vergewe nie, sê God, is dit amper soos, jy word verkoop. 'n Ander kry gesag oor jou, eienaarskap oor jou. Dit beteken nie, jy's nie meer lewend nie. Niks te doen met jou redding nie. Dit het te doen met gevolge. En die gevolge is dat jy gaan in die tronk oorgegooi word. Verkoop moet word, en sy vrou, en sy kinders. Beteken, dis nie net jy wat die gevolge dra nie, dis jou vrou, dis jou kinders, en hoor ge ook, en alles wat hy het. Selfs die goed rondom jou, in die fisiese dra jy self gevolge. Jy gaan verkoop word. Jou vrou, jou kinders, alles wat jy het. Dis asof jou hele lewe onder die gesag en die sfeer van 'n ander eienaar kom. En jy gaan die gevolge van daai eienaar aan wie jy behoort, want daar is skuld teen jou naam. Die gereg het nou reg op jou. En dit kan nou sekere goed aan jou doen. Dit kan jou kom vat. Dit kan al jou goed verkoop. Dit kan jou huis vat. Dit kan jou polisse vat. Dit kan jou in die tronk werk. En hier sit jou kindertjies wat eendag wou gaan swat. Hulle kan nie meer studeer nie. Ouers is in die tronk. Wat doen hulle? Hulle het nie meer ma en pa nie. Hulle het nie meer 'n huis nie. Hulle kan nie meer hierdie klere. Jy dra gevolge. Jy dra gevolge. Die grootste, hierdie is die grootste, daarom lê Jesus onmiddellik na die Onse Vader, klem op die ding van vergifnis. Want, weet jy wat gaan jy beleef? Omdat jy aan die ander een onder sy gereg gekom het, hoe hy funksioneer. Die woord dui baie duidelikheid, barmhartigheid, lankmoedigheid, sagmoedigheid, innerlike ontferming, om innig jammer te voel. Wanneer jy onder daai konsepte is en dit oor jou heers, dra jy baie mooi en baie lekker gevolge. Want daai gevolge kom van God, want jy beleef barmhartigheid, jy beleef sagmoedigheid, jy beleef genade, jy beleef innerlike ontferming. Maar die moment as jy verkoop word, gaan jy dit nie meer beleef nie. Baie van ons het nie 'n kat se klou hoe voel dit wanneer jy nie meer genade beleef nie, want daai goed is teruggetrek. Dit is teruggetrek. En daar's baie goed wat jy in jou lewe beleef, omdat barmhartigheid, lankmoedigheid, sagmoedigheid, goedertierenheid, innerlike ontferming, om innig jammer te voel, is nie meer daar nie, dis onttrek. Dis onttrek, dis weggeneem. Jy is nie ongered nie, gaan nie hel toe nie, maar jy beleef nie meer die invloed van daai natuur en daai eienskappe van God nie, want jy's verkoop. Dit wat die teenoorgestelde van God is woede, is gevangenskap, is om vasgehou te word, is die teenoorgestelde van vrede. Jy het nie meer rus nie, jy het onrus in jou hart, jy is onrustig. Daar's klomp goed wat van jou beroof word, is asof God se seën en God se goedheid oor jou lewe, wil ek amper sê, teruggehou word, in 'n baie groot mate. Is soos wat hy vir die Satan sê, jy kan met Job doen wat jy wil, maar jy neem nie sy lewe nie. Jou geestelike lewe gaan nie van jou ontneem word nie. Maar kyk wat het met Job gebeur, toe die duiwel oor hom begin reg het. Jy kan met hom maak wie jy wil, maar jy neem nie sy lewe nie. Jy neem nie sy lewe nie. En van die ander gevolge is, en die Here het hom in toorn oorgegee, beteken jy gaan toorn in jou lewe beleef, nie meer genade nie. Jy gaan pyniging in jou lewe beleef, nie meer vryheid, want waar is nou die innige goedertierenheid, waar is die barmhartigheid, waar is die sagmoedigheid, hoe sagmoedig, dit is iets wat met 'n sagte siel met jou werk, sag en gemoed, sag in die siel, dis asof God is sag, en dan word sag met jou gewerk, maar nie, nou word jy oorgegee aan die pynigers, dis asof hy sagte kant, jy beleef amper nie meer, daai sagte inwerking van God in jou lewe, dis pyniging in jou binnewêreld, dis toornigheid in jou. So betaal het alles wat hy hom skuldig was, jy word dus in 'n tronk oorgegooi, nou sê gou vir my, 'n persoon wat in 'n tronk is, kan hy vryheid lewe? Nee, vryheid in sy siel is van hom ontneem. Daar's 'n groot breuk van verhouding.
Want hy sit in 'n tronk. Hy kan nie. Hy het nie meer toegang tot die lekker kosse van die lewe nie. Hy het nie meer toegang tot die lekker klere nie. Hy het nie meer toegang tot die koning om met die koning te kan wandel. Hy het nie meer toegang tot sekere goed in sy lewe, toegang tot barmhartigheid, toegang tot genade, toegang tot sagmoedigheid. Hy het nie meer toegang tot daai goed nie, want hy is in 'n tronk oorgewerk en die eienaar van die tronk, die pynigers, het nou reg op sy lewe. Hulle gaan nou met hom werk. En hy gaan hoe voel dit? Hoe dit voel wanneer God nie vergewe nie. En die gevolge wat kom wanneer God nie vergewe nie. Want jy gaan sekere eienskappe van sy natuur nie meer beleef nie. Of in 'n baie, baie kleiner mate. En jy gaan dit beleef. En dit gaan daar staan en die woord sê, totdat jy die skuld betaal het. Beteken totdat jy vergewe. Jy gaan in daai tronk bly, totdat jy vergewe, want 'n bitter mens hou vas aan daai ding. Onvergewensgesindheid, soos wat ek die week oor hierdie ding stil raak, is of ek absoluut beleef, weet jy, dit is seker een van die grootste vorms van rebellie teen God, is onvergewensgesindheid. Want seker een van die eerste karaktereienskappe van God wat in die Bybel uitgebeeld word, is vergifnis. Is hy gee, ek wil amper sê, hy gee die middel, sodat die mens bedek kan word, vergewe kan word, toegemaak kan word. Dis een van die eerste konsepte van sy karakter wat uitgebeeld word. En wanneer jy nie vergewe nie, gaan jy presies die teenoorgestelde van dit beleef. Maar jy gaan daar bly, totdat jy die skuld betaal. Beteken jy gaan woed, en jy is in rebellie, en jy staan nou reg teenoor God, en God sê, ek is jammer, ek kan nie. Want dit wat jy nou uitbeeld, en dit wat jy leef, is so teen my karakter. Dis seker, ek wil amper sê, is seker een van die sondes wat die meeste gevolge dra, is onvergewensgesind. Want is lynreg teenoor wie God is, en dit wat die Bybel uitbeeld, van begin tot einde. Die hele Bybel gaan eintlik, hy lyn loop dwars deur, vergifnis. Maar jy gaan daar bly, totdat jy op 'n plek kom, waar selfs die sagte hart tot vergifnis kom. Moenie dink daai sagte hart bring nie onrus in die siel. Die harde en die sagte, presies dieselfde gevolge. Hier het verskil maar net van persoonlikheid. Niks te doen met die saak voor God nie. Beteken dit, want weet jy, hoekom wil jy nie vergewe nie? Hoekom jy nie wil vergewe nie? En dit is hoekom dit so geweldige ding is, en daarom is dit rebellie. Want 'n persoon wat nie wil vergewe nie, nou dit gaan vreeslik klink wat ek nou vir jy sê, wil eintlik God speel. Jy wil nie vergewe nie, hoekom wil jy nie vergewe nie? Want jy wil eintlik straf uitdeel. Jy vergewe nie, jy kan nie vergewe nie, want dat beteken dat persoon kom niks oor nie. Dis hoekom jy nie wil vergewe nie. En jy sit met jare met daai ding, want jy wil eintlik hê daai persoon moet gestraf word en jy wil sien hy kry swaar. Jy kan nie dit los as dit net met hom as hy net gaan nie. Jy wil eintlik God speel om straf uit te deel. En jy dink omdat jy nie vergewe nie, straf jy eintlik die persoon. Nee, my broer en suster, jy straf jouself. Jy straf jouself. Dis soos Mandela gesê het, om nie te vergewe nie is soos om gif te drink en te wens die ander persoon sterf daarvan. Jy vergif jouself en die ander persoon kom eintlik niks oor die gaan met sy lewe. Maar beteken dit werklik dat hy net aangaan met sy lewe? Vergifnis in sy kern gaan eintlik daaroor om beheer af te gee in die hande van God. As jy nie kan vergewe nie, beteken dit jy het nie beheer afgegee nie. Jy kon nie daai saak in God se hande werklik afgee nie, want dit beheer nog jou lewe. Vergifnis beteken, Here, ek gee hierdie ding in u hande af, ek is vry van hierdie ding. Ek is los van dit. Jy gee dus beheer af. Onvergewensgesindheid beteken jy wil beheer hê oor hierdie ding. Want jy wil beheer hê oor daai straf. En daarom maak dit jou bitter. Daarom kom daar woede, daarom kom daar boosheid, want jy wil straf. Dis in jou hart. Steel jou vrede.
Maar vergifnis beteken, Here, ek gee beheer af in U hande. Beteken dit daai persoon gaan nooit iets oorkom? Nee, dis nie wat die woord leer nie. Dis nie wat die woord leer nie. Sê gou vir my nou vandag, Jesus sê, ek gaan dit nou vir u vinnig wys. Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Beteken dit daai mense gaan nooit iets oorkom nie? Nee. Hulle gaan gevolge dra. Veral die wat nie tot geloof in die Here Jesus gekom het, die gaan gevolge dra. Daar's gevolge vir hulle. Al lewe hulle hele lewe lank lekker en wat ook al, maar daar's gevolge. Die woord sê Matteus 6 vers 14. Nee, sorry, nie hierdie ene nie. Die volgende ene. Kom ons lees eers Tessalonisense 1 vers 6. Aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdrukking te vergelde. If so be that it is righteous thing with God to recompense affliction to them that afflict you. As mense jou verdruk, jy los, want jy is nie God nie. Jy moet beheer afgee. Jy moet vergewe soos wat hy vergewe het. Beteken dit daar's nie nee, maar daai gevolge het ook niks met jou te doen. Jy gee so beheer af dat jy nie worry hoe God nou met hierdie persoon. Moenie dink om met hulle happy lyk. Daar sit Robbie, wat is daai komediant ek het al vir genoem, Smiley, en hy maak al die comedy films, hy laat die hele wêreld lag, en dan pleeg hy selfmoord. Moenie dink as hulle smile, daar's niks in die binnewêreld aan die gang. Dat God nie met hom besig is nie. Romeine 12 vers 19 sê, en 20 sê, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toren. Dis 'n interessant een. Moet julle nie wreek nie, maar gee plek vir die toren. Wie is die een wat hulle aan die toren oorgegee het? God, die koning. Die toren los jy in die koning se hand, hy sal dit doen. Los jy. Hy's God. Jy's nie God nie. Net die koning het die reg om in die tronk te werk. Net die koning het die reg om oor te gee aan die pynigers. Net die koning het die reg om aan die toren oor te gee. Nie jy nie. Daardie persoon het nie die reg eintlik gehad voor die koning. Hy moes vryspreek, sodat hy vry kon wees. Sodat hy die in die gevolge kan bly, rakende die koning wat hom lankmoedig was. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here. Maak vry. Los, gee dit aan God oor. Hou op hierdie ding wil kontrol in jou binnewêreld, want jy gaan nie kan nie. Daai beheer wat jy wil afdwing, want jy kan nie hierdie persoon vergewe nie, gaan jou lewe verwoes. Dit gaan jou lewe verwoes. Die woord sê nee, as jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vuurige kole ophoop. Die teenoorgestelde karakter. Vuurige kole op sy hoof. Ons gaan sy kop begin brand. Jy gaan dit warm maak op sy kop. Hoekom? Want hy gaan begin wonder, hoe die Joos kan hierdie persoon so teenoor my wees as ek hierdie goed aan hom gedoen het. Sy gaan in sy kop begin werk. Jy dink hy smil, maar hy gaan eintlik dink, "Sjoe. Op die oudie vandag is hy die een wat nie met jou kan regmaak. En werk in sy brein en in sy kop en in sy binnewêreld. Maar jy gaan moet beheer afgee, want die toren en die wraak kom God toe, nie jou nie. Jy is nie die een wat daai reg het nie, jy is nie God nie. Ek wou nog Romeine aannoem, maar gaan nie nou nie. Hierdie psalm was vir my ontsettend mooi. Ek gaan afsluit hiermee. Ons 39 minute, eerlikste minuut. En hierdie gaan oor beheer. Hier's Dawid, die psalm waar Dawid vlug van Absalom. Dis sy eie seun. Nou ek wil hê jy moet dit verstaan, die psalm in die lig hiervan. Dawid sit hier in 'n verskriklike posisie, want sy seun wil sy koningskap van hom ontneem. Sy seun wil hom doodmaak. Dink net as jou kind jou wil doodmaak, daai spanning en jy moet van hom vlug. Jy gaan wonder, as ek nou by hom kom, wat gaan ek doen? Gaan ek my eie kind doodmaak? Gaan ek hom in die spies toe of gaan ek hom afgee? Want hy is op soek na my. Hy wil my koninkryk van my ontneem. Hy haat my. Hy wil sy wraak.
Wie dink net al die emosies, die dinge wat in Dawid se kop aangaan soos hy hier sit. Gaan lees die vorige verse in hierdie Psalm, maar hierso kom dit, Psalm 3, vers 4 tot 7. Maar U Here is 'n skild wat my beskut, my eer en die een wat my hoof ophef. Hef sy hoof op, dis soos Dawid hy's hartseer, hy's nie op 'n goeie plek nie, want sy seun wil hom dood hê. Hy weet nie hoe, hy's vol spanning, hy's vol stres, sy kop, en hy sê, U lig my hoof op. God maak hom weer reg, dat hy nie geboor word nie. Dit doen iets in sy siel. Dan sê hy, luid roep ek die Here aan, en hy verhoor my van sy heilige berg. En dan sê hy, ek het gaan lê en aan die slaap mag raak. Ek het wakker geword, want die Here ondersteun my. Is dit nie mooi nie? Ek wil hê jy moet ietsie sien, raak in 'n geloof, en beheer afgee. Hy sê, luid roep ek die Here aan, hard roep ek hom aan, en hy verhoor my. Sê gou vir my, kon jy al enigiets hier sien, van dit waarvoor die Here nou aangeroep het? Nee, hy kon niks in die fisiese sien, nog niks het verander nie. Maar hy het luid uitgeroep, en hy glo dit so vas, dat God hom verhoor het, dat dit sy siel rustig maak. Nou kan hy gaan slaap. Hy het nog niks gesien, hy sit nog in dieselfde situasie. Hy is nog nie op die koning terug in sy kasteel en op sy troon nie. Maar weet jy wat, hy het beheer afgegee. Dis waaroor dit gaan, hy het beheer afgegee. Hy is nie meer in beheer, hy weet hy moet hierdie ding in God se hand afgee, want hy weet nie hoe nie. Maar omdat hy beheer afgee, en omdat hy regtig beheer afgegee het, draai die gevolge in sy siel, hy kan tot ruste kom. Hy loop gebo om spanning en stres, en hy weet hoe met die goed aan, God lig sy hoof op. En hy roep God luid aan, al sien hy nog nie die gevolge nie, want sy seun is nog aan die kom, en die vyande is nog daar. En hy is nog steeds in die posisie wat hy was. Maar omdat hy in soveel geloof is, dat dit wat hy uitgespreek het, dat God so in beheer is, dat God weet wat hy aangaan, hy sal hierdie ding uitwerk, dat sy siel tot ruste kon kom, en hy kon slaap. En wat beleef hy toe hy wakker word? En ek het wakker geword, en die Here ondersteun my. Beteken nie die situasie is net weg nie, maar hy beleef God se ondersteuning, God lig sy hoof op, en hy kan slaap, en hy kan tot ruste kom, want hy is nie meer in beheer nie. Dan sê hy, ek sal nie vrees vir 10.000 van mense wat rondom teen my gereed staan nie. Hy vrees nou nie meer nie. Hy het niks in die situasie verander nie. Maar weet jy wat, hy het in soveel geloof gegaan teen God, en het beheer afgegee. Nou kan hy tot ruste kom, en as hy wakker word, ondersteun God hom, en ek vrees nou nie meer hierdie nie. Want ek leef asof God hierdie situasie hanteer. Want ek kan dit nie hanteer nie. Ek weet nie wat ek met my seun moet doen nie. Maar God weet. God weet. Is dieselfde ding met onvergifnis. Dat jy wil beheer hê, want is jou vyand. Jy wil straf uitdeel. En weet jy, baie maal raak jou siel so terug, jy sukkel om te slaap. Jy kan kom nie los van hierdie persoon nie. Dit het die geweldige invloed in jou lewe. Maar weet jy, die moment as jy kan vergewe, beteken dit eintlik jy gee beheer af. Weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan regop kom. Jou siel gaan so tot rus toe kom, jy kan weer slaap en rus, in daai selfde omstandighede. Al is hy persoonlik daar, al het hy dit goed in jou gedoen. Maar weet jy wat, jy kom tot rus, jou siel kom tot rus. En jy begin die opheffing en die ondersteuning van God weer beleef. En weet jy, nou vrees jy nie meer die situasie, because God is in control. Al sien jy dit nog nie. Al is dit nog nie in die fisies gemanifesteer nie, maar is in jou binnewêreld gemanifesteer. En God sal hom werk op sy tyd, op sy manier. Maar gee beheer af. Amen. Net tot daar. Kom ons maak toe die oor.